Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julleself dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Blaai so lank vir my na Romeine. Ons is terug in Romeine. Vir van ons was ons nooit uit Romeine uit gewees, nie? Maar vir die res van ons is terug in Romeine. Ons was vir 'n oomblik weg gewees uit Romeine en nou is ons terug. Romeine hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot en met vers 14 vanmôre. Romeine 6. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in die dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie meer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julleself dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggame heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Vader, ek bid dat U hierdie woord in ons harte sal seën, Here God, dat dit vrug sal dra in ons lewens, dat ons ag sal gee, Here God, op dit wat U vir ons wil sê in hierdie teks vanmôre. Heilige Gees, dat U met ons sal spreek soos wat U met die skrywers van hierdie brief gespreek het, en die hoorders van hierdie brief gespreek het 2000 jaar terug. Mag ons ag gee daarop, mag ons gelei word daardeur, mag ons versterk word daardeur. Here Jesus, mag U verheerlik word, want alles gaan oor U. Hierdie skrif gaan oor U. Gaan oor U dood en gaan oor die opstanding. En dit waarin ons deel het vanmôre. En so ek vra, Here, dat U ons sal lei in hierdie woord vanmôre. In wysheid en insig en krag. In Jesus naam. Amen. Amen. Paulus keer nou terug in hierdie gedeelte, nadat ons weet in hoofstuk 1 tot 3 gepraat het oor die sonde. In hoofstuk 4 en hoofstuk 5 het hy gepraat oor dat ons vrygemaak is en vrygespreek is deur Christus, dat daar niks is wat ons gedoen het om ons redding en ons verlossing te bewerk nie. En dan natuurlik die hele punt van, daar is niks wat ons kan doen om ons verlossing te behou nie. Dat op die einde van die dag gaan ons hele verlossing oor wat Christus gedoen het aan die kruis en alles wat hy aan die kruis gedoen het. Dat ek en jy is gered nie deur enige van ons eie werke nie, of ons goedheid of ons geregtigheid nie, maar alleen omrede hy gesterf het vir ons sondes, en dat hulle wat hulle geloof in hom stel, gered is deur hom. En so hy weet dat die vraag dan van sekere mense afkom en sê, beteken dit dan, as die genade toeneem, hoe meer sonde ons het, dat dit 'n goeie ding is as ons aanhou sondig? Hy het verwys na dat aan die einde van hoofstuk 5, het hy begin praat daaroor en hy sê, hoegenaamd nie.
En ek dink dit is 'n gevaarlike plek om te wees as ons nie verstaan waaroor dit gaan nie. Want ja, daar is sommige mense wat werklik waar glo, ek is gered deur genade en ek kan lewe soos wat ek wil en ek gaan hemel toe gaan. Solank ek eendag op 'n reendag my hart vir die liewe Jesus gegee het in 'n gebed in 'n kerk op 'n Sondagoggend of by 'n tentbediening of iets, is my stempel gestamp en ek gaan hemel toe. Prys die Here, daar's niks wat ek verder hoef te doen nie. En in 'n sekere sin ja, daar is niks wat ons verder hoef te doen of kan doen om ons verlossing meer of minder te maak nie. Maar ons kan ook nie dieselfde standpunt inneem en sê ek kan dan doen wat ek wil en nie bekommerd wees oor wat gaan met my geword nie. Daar is 'n balans wat ons moet skep tussen die sekerheid van ons redding en ons verantwoordelikheid om te lewe volgens daardie sekerheid van ons redding. Daar is natuurlik sommige wat aan die ander kant is en sê, wel, jy moet aanhou heilig lewe, want as jy nie heilig lewe nie, gaan jy in die hemel toe nie. En so jy moet aanhoudend besig wees om sondebelydenis te doen, sodat jy nie doodgaan sonder dat jy bely vir jou sondes nie. En so daarom het jy sekere teologie wat sê dat jy moet aanhou kom en jy moet na die priester toe kom en jy moet jou sondes bely, en wanneer hy luister na dit, dan sê hy vir jou, sê net soveel Hail Marys, of doen net soveel dinge, of gaan doen dit, of gee soveel almoses vir die armes, en dan sal jou sondes vergewe word. En so ons het hierdie gedagte dat ek moet aanhou om hierdie sonde voor die Here te bring, want as ek dit nie doen nie, dan gaan ek die hemel mis. Of ek gaan tussen die hemel en die aarde in een of ander middelweg wees, die vagevuur. En so daar is baie verskillende maniere hoe mense kyk, want op die einde van die dag weet ons almal tog seker. Jy kan nie net sê ek glo in Jesus en lewe soos wat jy wil nie. Dit is net nie reg nie. Niemand verwag dat ek, toe ek in San Andreas my hart vir die Here gegee het, glad nie kerk toe gegaan het nie, glad nie gebid het nie, glad nie Bybel gelees het nie, rondgedoen het wat ek wil, en hier aan die einde, op die laaste oomblik, kan ek net sê, wel, ek gaan hemel toe, want ek onthou, toe ek 15 was, het ek my hart vir die Here gegee. Sorry, San Andreas 12. Het ek my hart vir die Here gegee. Ons weet as iets nie reg daaromtrent nie, maar ons weet nie wat nie. En so daar is mense wat natuurlik vra, dit kan nie so wees nie. Sekerlik moet daar heilige lewenswandel wees. Seker moet daar reëls wees. Daar sekere dinge wat jy moet nakom. Ons kan nie sê dat ons net gered is uit genade en dit daar los nie. En is waar, ons sê dit nie. Ons sê dit nie. En Paulus weet dat dit is die vraag, want hy het nou net gesê in hoofstuk 5, absoluut is dit so, as jy geglo het in Christus, is jy gered, en daar is niks wat jy ongered gaan maak nie, niemand kan jou uit die hand van God uitruk nie. Hy gaan net in Romeine 8 verder sê, wanneer hy sê dat niks kan ons skei van die liefde wat ons in Christus Jesus het nie. Ons is weggesteek in Christus, hulle wat in Christus is altyd in Christus, daar is geen manier hoe jy jou verlossing kan verloor nie. Maar dan lees ons Hebreërs 6, wat van ons sê dat hulle wat eens die Heilige Gees gesmaak het en geweet het wat die waarheid is en dan afvallig geword het, vir hulle is daar geen offer meer oor nie. So beteken dit dat ek my verlossing kan verloor? In daardie sin sê Hebreërs ja. Want dan sien ons Judas 1 vers 24, hy is een wat ons behou tot op die laaste dag en hy sal nie dat ons verlore gaan nie. Nou wat is dit? Gaan ons verlore of bly ons gered? Moet ek aanhou werk om my redding te behou? Of is ek gered soos wat Paulus skryf in Romeine 5? Is daar 'n balans wat ons kan tref tussen die twee dinge? Is dit my werk of is dit sy werk? Want op die einde van die dag, as ek niks gedoen het om gered te word nie, is daar niks wat ek kan doen om gered te bly nie. Dis die argument. En as daar niks is wat ek kan doen nie, is daar enigiets wat ek hoef te doen? Nee. Ek hoef niks verder te doen nie. Al die werke is in Christus gedoen. Hy het alles gedoen aan die kruis. Daar is niks meer oor vir my om te doen nie. 'n teoloog het een keer 'n baie mooi woord gehad toe hy gesê het, dat die enigste ding wat ek bring na my verlossing toe is my sonde. Dis al wat ek bring na my verlossing toe, is my sonde wat hy skoon was. Niks anders te bring ek saam nie. Ek dink daar's 'n liedjie wat ook so gaan.
Ek bring niks anders te saam tot hierdie verhouding met God nie. Hy doen alles. Maar wat dan? Sal ons dan aanhou sonde doen? Sal ons voortgaan in ons sondige natuur? Hoegenaamd nie, sê Paulus. En om sy punt te staaf, gaan hy vir ons 3 waarheidstellings maak. Daar is 3 keer wat hy die woorde gebruik, weet julle nie, of julle weet tog, ons weet tog die volgende. Daar is 3 dinge wat hy sê, ons weet die volgende dinge. En omrede ons dit weet ons dat die vraag wat gevra word, nonsens is. Want daardie vraag is verkeerd. Want daardie vraag verstaan nie die evangelie van Christus nie. Daardie vraag besef nie die krag van die evangelie van Christus nie. Want Paulus sê in Romeine 1, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus nie, want dit is die krag tot redding vir elkeen wat glo. Daar is 'n krag wat betrokke is in ons verlossing. En as ons nie verstaan waar daar die krag gaan nie, dan is ons net in 'n godsdiens en dan het ons net reëls en regulasies wat ons moet nakom en ons hoop ons gaan eendag gered word as ons alles nagekom het. Maar in die evangelie is daar 'n krag wat in ons lewens geopenbaar word. En dit is wat Paulus gaan uitbring vir ons in hierdie gedeelte. En hy wil hê ons moet dit verstaan, want as ons dit verstaan, dan maak daai eerste vraag nie eens meer sin nie. Hy antwoord dit in die eerste gedeelte. Hoegenaamd nie. Want as ons die sonde afgesterf het, hoe is dit moontlik dat jy lewe in sonde? Dis 'n dom vraag. Kan ek aangaan met my sonde as ek nie... Jy is heeltemal 'n ander mens gemaak deur die evangelie. Deur die krag van God wat in jou gewerk het toe jy tot bekering gekom het, is jy 'n nuwe skepsel. Jy is nie meer die ou mens nie. En so om die vraag te vra, kan ek dan aanhou lewe soos die ou mens, is sinneloos. Is onsin, nonsens. Hy gaan die argument verder voer in die res van die hoofstuk en ons gaan volgende week aangaan met dit, want dit is nogal baie dinge wat aangaan in hoofstuk 6. En daarom vers 12 tot 14 pas eintlik by beide die eerste gedeelte en by die tweede gedeelte van volgende week. So julle moet almal volgende week ook hier wees, hoor. Sodat julle kan, ons het volgende week diens hierso, onthou net. Ons gaan aan met Romeine volgende week hier. Maar ons moet dit verstaan, want in die laaste gedeelte gaan hy argumenteer vir die feit dat ons was voorheen slawe van die ou natuur, nou is ons slawe van Christus. Ons is nie meer in die ou lewe nie, om te sê, ek dink 'n verduideliking is, ek kan nie byvoorbeeld sê dat ek werk nou by Gaap of Lesaka nie. En nou gaan ek na ander werk toe. Maar die hele week werk ek nog vir Lesaka nie. Reg? Dis mos dom. Ek kan mos nie na 'n ander maatskappy toe gaan en daar het salaris trek en werk vir die ander maatskappy nie. As ek na 'n ander maatskappy toe gaan, dan doen ek die werk van die ander maatskappy, nie die werk van die vorige maatskappy nie. Reg? Verbeel jou, wat dink jy gaan jou baas vir jou sê by die nuwe maatskappy, as jy nooit tyd het vir werk by sy maatskappy nie, want jy is besig met die werk van die ander maatskappy? Jy gaan gefire word. Reg? Dieselfde hier. Jy was by hierdie werk, nou is jy by hierdie werk. Jy doen nie meer die dinge van hierdie werk nie, jy doen die dinge van hierdie werk. En so hy gee vir ons daardie 3 waarheidstellings. Kom ons kyk na hulle in hulle volgorde. Die eerste een wat ons weet. Hy sê dit in die negatief, maar eintlik is dit maar positiewe. Weet julle nie? Weet julle nie? Met ander woorde, julle weet tog. Soos daai, weet jy nie? Amper so half 'n sarkaste, weet jy nie? Ek seker jy weet, want ons het al daaroor gepraat. Weet jy? Ons weet die volgende. Dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is. En so hy bring die doop hierin. Hulle wat in Christus gedoop is in sy dood gedoop. Maar dit is nie net dat ons gedoop is in sy dood nie. Wat is die gevolgtrekking van daardie doop? Hy sê verder in daardie gedeelte, hy sê, deur die doop is ons saam met hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei.
Ons is in sy dood gedoop, sodat ons in sy lewe kan lewe. Dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde krag wat in ons werk. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is die gees wat in ons harte uitgestort word en ons lewend maak vir God. Daar is die krag van die evangelie. Dat ons is nie meer die ou mense nie, ons is in sy dood gedoop, soos hy. Dit is 'n verstommende stelling, wat ons moet begryp as Christene en wat ons moet verkondig as mense nie seker is oor die evangelie nie. Maar dit is eenvoudig dit, ons wat gelykvormig geword het aan sy dood, sal ook gelykvormig word aan sy lewe. Dit is die krag van die evangelie. Dat ons verander word om soos Jesus te wees. As ons gelykvormig word aan sy dood. En ja, daar is 'n element van die toekoms. Ons almal gaan sterf, hierdie liggaam gaan vergaan, hierdie liggaam gaan breek, daar gaan niks oorwees van hierdie nie. En dan gaan die Here ons opwek op die laaste dag, en ons almal gaan verheerlikte liggame ontvang. En ja, ons kyk uit na daardie dag van die finale opstanding van alle gelowiges in geestelike liggame, in verheerlikte liggame, waarin ons nie meer sal sterf nie. Maar Paulus maak dit duidelik, ons word nou, deur die simbool van die doop, sterf ons vir ons ou lewe en lewe ons nou in vandag, as 'n voorsmaakie in die nuwe werklikheid van sy lewe. Ja, daar is die toekomstige opstanding, maar daar is ook die opstanding nou. Dat ons nou leef soos hy, en veronderstel is om te leef soos hy. Daar is nie meer die ou mens nie. Ons is dood in hom. En ek wil vir 'n oomblik net 'n bietjie stil staan by hierdie idee van die doop. Want watter doop praat hy van? Watter doop praat Paulus hiervan? Praat hy van die waterdoop? Of praat hy van die doop in die Heilige Gees? Nou, sommige sal dadelik sê, duidelik is dit die waterdoop, want dit het te doen met die simbool van jy sterf en jy staan op. Dis mos wat ons doen as ons doop, jy gaan in die water en jy kom uit die water uit. Dis mos 'n simbool en 'n teken dat ons gesterf het en dat ons opgestaan het in hom. Ons sien in die prediking van Petrus op Pinksterdag, wanneer hy vir die mense sê, bekeer julle en doop julle in die naam van Jesus Christus, sodat julle sondes gewas gaan word en julle sal die Heilige Gees ontvang. En so 'n mens kan redelik aanvaar dat, ons praat van die waterdoop daar, reg? Petrus skryf in sy eerste brief, in 1 Petrus 3 vers 21, verwys hy na, soos wat Noag deur die vloedwaters gered is, so word ons ook as simbool deur die doop gered. So hulle wat gedoop word, word gered. Maar Petrus sê wel, nie omrede dit ons uiterlik skoon was nie, maar as 'n smeekgebed tot God om 'n skoon gewete. So Petrus maak 'n verskil tussen die doop, hoe party mense dit verstaan, en hoe dit moet verstaan word. Die waterdoop is nie daar om jou skoon te was nie. Die waterdoop is 'n gebed vir die Here om 'n skoon gewete te hê. Om anders te dink, om lewendig te word in 'n nuwe werklikheid. Want net soos dat die wêreld heeltemal anders te was voor Noag en voor die vloed, so is ons lewens heeltemal weggevee deur die dood. Dis nie net afgewas nie, dis weg. Die ou wêreld het vergaan. Die nuwe wêreld het gekom. Maar as ons kyk na die skrif verder, veral Paulus het geskrywe, skryf hy byvoorbeeld in sy brief aan Titus 3 vers 5 tot 6. Hy het ons verlos nie op grond van werke, wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die weergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het deur Jesus Christus ons verlosser,
En sommige mense sê, maar daar is afwassing, is dit miskien die water, en dan is daar die doop met die Heilige Gees wat die tweede ding is. Maar in die Grieks is daar nie duidelikheid of dit een ding is of twee dinge is nie. Die afwassing deur wedergeboorte en vernuwing is albei deur die Heilige Gees. Want dit is die Heilige Gees wat ons lewendig maak. Wanneer Jesus praat van die wedergeboorte, praat hy van wat? Die wat deur die water gebore is die gewone geboorte, en die wat deur die Gees gebore is die wedergeboorte. En hulle is die wat gered word. In Kolossense 2, vers 11 tot 12, in hom is julle ook besny, nie met besnydenis deur menshande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Sien, dis nie net afwassing nie. Die sondige bestaan word weggeneem, en daar word 'n vergelykenis gebring tussen besnydenis en wat volgende kom. Maar dit is nie deur menshande nie. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Nie deur menshande nie. So weer eens is daar die idee van, dit is nie 'n doop deur menshande nie, dit is 'n doop deur die Gees, dit is iets wat ons doodmaak. En die waterdoop doen dit nie. Ja, die water is 'n simbool daarvan, maar dit is nie die ding wat ons doodmaak nie. En dit is ook nie hoe ons lewendig gemaak word nie. Ons staan net op uit die water. Paulus is nog nie klaar met ons nie, in 1 Korintiërs 12. Ek wil hê ons moet al hierdie gedeeltes in ons gedagtes saambring. Ons is tog almal deur die een Gees in een liggaam gedoop. Jode of Grieke, slawe of vry mense, ons is almal met een Gees deurdrink. En nou wat praat hy hiervan? Tydelik doop in die Heilige Gees. Ons is almal gedoop in een Gees. En ons almal is deur een Gees deurdrink. So watter doop praat hy van in Romeine? Paulus is nog nie klaar met ons nie. Want in 2 hoofstuk voor hierdie in 1 Korintiërs 10. Broers, ek wil nie hê julle moet hieroor onkundig wees nie. Ons voorouers was almal onder die wolk en het almal deur die see gegaan in 'n verbondenheid met Moses, is almal in die volk en in die see gedoop, en daar is ons terug by die water. Daar is ons terug by die water. Hulle wat deur die water gegaan het en deur die see gegaan het, die water is 'n teken van die doop. Daar is dieselfde verbondenheid. En ons kom terug en dis asof Paulus half die lyne tussen hierdie twee blur. Dit is asof hy praat aan die een kant van waterdoop en aan die ander kant praat hy van die geesdoop. En ek dink in baie besprekings wat ons deur die eeue gehad het in kerke, het ons daardie skeidsmuur tussen die twee. Daar is die doop met water en daar is die Heilige Geesdoop. Ek wil nie eens praat oor doop van kinders en doop van gelowiges nie. Maar ons behoort te verstaan wat hy bedoel wanneer hy sê dat ons wat in Christus gedoop is in sy dood ingedoop. En omrede ons in sy dood ingedoop is, sal ons saam met hom lewe. Praat hy van die waterdoop of praat hy van die dooping in die Heilige Gees? Daar is een laaste gedeelte wat ek wil uitbring, en dis Handelinge 19. Paulus kom daar in Efese aan, by 'n klomp gelowiges, wat deur Apollos na die Here toe gelei is, maar ons lees in hoofstuk 18 al, dat Apollos nie alles geweet het nie, en so Paulus kom daarby aan, en hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? So dis belangrik, hierdie is mense wat weet van Jesus, hulle glo in Jesus, hulle het tot bekering gekom, en hulle weet wie Jesus is. En Paulus vra vir hulle, weet julle, of het julle die Heilige Gees ontvang? Waarop hulle antwoord, ons het nie eens idee dat die Heilige Gees is nie. Ons het nog nie eens daarvan gehoor nie. Weet nie daarvan. Waarop Paulus hierdie belangrike vraag vra. Met watter doop is julle dan gedoop? Hoe is julle gedoop? Want as julle reg gedoop was, sou julle geweet het van die Heilige Gees. Waarop hulle antwoord met die doop van Johannes, wat waterdoop was. Reg? En so Paulus het daarop gesê, Johannes het gedoop met 'n bekeringsdoop,
Toe hy vir die volk gesê het om te glo in die een wat na hom kom, dit is Jesus. Nadat hulle dit gehoor het, is hulle in die naam van die Here Jesus gedoop. Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het oor hulle gekom en hulle het in tale gespreek en geprofeteer. En nou is ons terug by die Heilige Gees doop. Doop in die Heilige Gees. En ek weet daar is sommige wat kyk na die gedeelte en sê, maar daar is twee dinge wat gebeur. Paulus het hulle toe gedoop in die naam van die Here Jesus. En nadat hulle uit die water uit opgekom het, het hy hande op hulle gelê en toe word hulle gedoop in die Heilige Gees. En dit is, in die Grieks is dit so. Dit is twee gebeure. Daar is 'n skeismiet tussen die twee. Hulle is in die naam van die Here Jesus gedoop. Maar Paulus tref wel onderskeid in tussen die doop van Johannes en die doop van Jesus. Wat is die verskil? Die groot verskil tussen hierdie twee is dat Johannes se doop gaan oor bekering. En met die implikasie van ek is nou gedoop, my sondes is nou weggewas, nou gaan ek in my lewe in, ek gaan doen wat ek wil, na so 'n paar jaar voel ek weer bietjie skuldig, ek kom terug en ek vra vir Johannes om my weer te doop. En dan gaan ek aan met my lewe weer vir 'n paar jaar en ek kom weer terug en ek vra vir Johannes om my weer te doop. En weer te doop. En weer te doop. Want die eerste doop het nie gewerk nie. Die tweede doop het nie gewerk nie. Die derde doop het nie gewerk nie. En so daar is in die kerk baie mense wat dink dat elke keer as ek so 'n bietjie weg is van die kerk af moet ek terugkom en myself laat doop. Nee, daar is net een doop. As jy in Christus gedoop is jy in sy dood gedoop. Johannes se doop gaan oor bekering, Jesus se doop gaan oor die opstanding. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. En die vraag is nog steeds, wat se doop praat Paulus van in Romeine 6? En hier is my antwoord, dis die beste een wat ek op uit kan kom. Al twee. Beide die doop in die water, want daardeur erken ons en bely ons aan mekaar die waarheid wat ons glo in ons harte, dat ons gesterf het vir Christus. Maar die realiteit is dat ons ook glo dat ons deur die Heilige Gees gedoop is, omrede ons in sy krag opgestaan het. Want dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, is die een wat ons opgewek het. En so die waterdoop is die onderdompeling. Wanneer jy uitkom en ons vir jou bid, is dit die Heilige Gees doop. En dan is hy in die naam van Jesus gedoop, soos die kerk in Efese. En dit is hoekom dit belangrik is, dat ons dit verstaan. En ek praat nie van die tekens en die taal en die profesie nie, ek praat van die feit dat ons moet besef, dat daar 'n realiteit is wat ons moet begryp, oor die dooping van die Heilige Gees, en die rede hoekom die Heilige Gees gekom het. Want die groot vraag deur die eeue vir die volk van God was, hoe kan ons heilig word en heilig bly? En die enigste antwoord wat die Ou Testament vir ons gee, is om elke jaar offers te bring op die regte dae en op die regte tye. En elke dag moet jy 2 tortelduwe bring en vir jou sondes offers bring. En aan die einde van die week moet jy 'n kalf bring. En soveel keer moet jy hierdie offers bring. En as jy genoeg van hierdie offers bring, dit cover jou tot en met daai punt, maar jy stap terug en jy hou aan onheilig lewe. En die groot vraag wat ons moet antwoord is, hoe bly ons heilig? Hoe kan ons heilig bly? En dit is nie die waterdoop wat dit doen nie. Die waterdoop is die simbool, en dit is hoe ons in die kerk van God ingebring word. Maar het gaan oor die Gees wat in ons harte uitgestort word. Dit is die doop wat belangrik is. Dit is die doop wat vir ons saak maak. Luister na die belofte van die Heilige Gees in Jesegiel 36. Ek sal rein water oor julle sprinkel, daar het ons weer water, en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. As die reiniging. Maar
Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Hoe is dit moontlik dat ons heilig kan lewe? Omrede die Heilige Gees in ons harte is. Want hulle wat gedoop is in Christus, is gedoop met dieselfde doop waarmee hy gedoop is. Het gesterf in dieselfde dood waarmee hy gesterf het, en het opgestaan deur dieselfde krag wat hom opgewek het uit die dood uit, en dit is die Heilige Gees. En so die antwoord op die vraag, om te wys dat die vraag nonsens is, kan ons voortgaan in ons sondige natuur? Nee, want ons is lewend gemaak deur die Gees. Wat beloof is, dat ek sal sorg dat julle my bepalings nakom en my gebooie gehoorsaam. Want ons het harte van klip. En dis wat op Pinkster gebeur het. Dit is wat op Pinksterdag gebeur het. Ek weet nie of julle dit weet nie, en ek dink ek het al genoem, maar as ons dit vergeet het, dit is 'n goeie ding dat ons herinner word. Pinkster kom van die woord 50, Engels Pentecost, 50, wat te doen het met die einde van die 7 weke, 49 dae, en dan op die 50ste dag is dit Pinksterdag, die eerste dag van die week, na die 50. En die rede vir daardie 50 of daai 7 weke is, dis 7 weke nadat die volk uit Egipte uitgebring is, na die berg van God, waar hulle op die 50ste dag, op Pinkster, die vuur op die berg gesien het, en God se stem hoor sê het, ek is die Here julle God wat julle uit Egipte uitgelei het, julle sal geen gode voor my dien nie. En toe die 10 gebooie op kliftafels geskryf het. Dis Pinkster in die Ou Testament. Die probleem is, hierdie volk, soos ons, as mense, sien God se krag, sien die kliptafel, sien die woorde, sien die wette, en sê ons gaan alles nakom wat U sê, en gee ons 40 dae voordat ons 'n afgod aanbid, want ons kan nie heilig bly nie. En so die enigste antwoord is, ons moet sterf vir onsself. En so die Here beloof, ek gaan nie weer vir julle wette op klippetafels gee nie. Dit gaan nie werk nie, ons weet dit werk nie, ons het gesien dit werk nie. Ek gaan my gees in julle harte stort. En ek gaan sorg dat julle gehoorsaam is. En so ons is dood in sy doop, beide die waterdoop en die Heilige Gees. Hy gaan dan aan, hoe is hierdie dood bewerk in ons? Hy sê, want ons weet, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is. So ja, deur die doop is ons in sy dood gedoop, en ons het daardie hoop in die opstanding, en ons het daardie hoop dat ons nou saam met hom lewe. Maar hoe is hy dood? Ons weet, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is. En dit is wat ons moet besef, is dat ons sonde is nie 'n ligte ding nie. Ons sonde is nie net iets wat ons net kan wegvee nie. Ek dink, Paulus kom terug na daardie punt in vers 1, wanneer mense sê, kan ek dan aanhou sondig om sy genade meer te maak? Hy sê, hoe op aarde wil jy dit doen? Onthou jy nie die kruis nie? Dit verstom my as mense dink, Jesus het my vergewe en my sonde is vergewe, en ek lewe in sy genade en ek kan doen wat ek wil en my sonde is nie so erg nie. As dit nie so erg was nie, hoekom is hy gesterf aan die kruis? As jou en my sonde nie so erg was nie, hoekom moes hy gesterf het? Die kruis is juist daar om vir jou te wys hoe aaklig jou sonde is. En geen persoon wat deur die Gees van God lewend gemaak is, gaan kyk na die kruis van Christus en sê, weet jy wat, ek gaan meer sonde doen, want ek wil meer strepe sien op hom nie. Dit is onsin, reg? Op geen manier sê ek, daar was nie genoeg spykers in sy hande en sy voete nie. Dit is nonsens. Sekerlik besef ons dat ons ou mens saam met hom gekruisig is.
Hy het die prys van ons sonde op hom gedra en daarom is ons saam met hom gekruisig aan daardie kruis. Ons het 'n gruwelike dood gesterf, want ons sonde is gruwelik. En so ons maak klaar met ons sonde. Ons behoort ons sonde elke dag op daardie kruis dood te maak. John Owen sê dit so mooi. Hy sê dit in Engels, want dit is in Engels klink dit vir my die beste. You better be killing sin, or sin will be killing you. Jy beter sonde doodmaak in jou lewe, of sonde gaan jou doodmaak. Dis hoe gevaarlik dit is. God se waarskuwing aan Kain is nog steeds van belang. Die sonde wag by jou deur, sy begeerte is na jou. Die sonde wil jou oorweldig, maar jy moet oor dit heers. En ons sien dit in hierdie gedeelte in vers 14, die sonde heers nie meer ons nie, maar ons moet oor die sonde heers. Ons weet dat ons in sy dood gedoop is, en dat ons opgestaan het. En ons weet ook, dat ons gekruisig is. Ons sondige natuur, sê hy, is tot niet gemaak in hom, sodat ons nie meer slawe kan wees van ons ou natuur nie. Die ou jy moet dood wees. Ons gebruik so maklik daardie woorde, ag, ek is maar net 'n mens, die Here sal verstaan. Is ons net 'n mens? Of is ons nuwe mense? Is ons nog die ou mens? Of is ons nuwe mense? Wel, ek hoop dat almal van julle hier saam met my sal sê, wel, in die doop is ek dood. En my ou self is gekruisig. En elke nou en dan, wanneer die ou self van my so wil bietjie wakker word, dan kruisig kom weer. Elke oomblik wat ek kan, probeer ek om dood te maak. Hierdie ou mens moet sterf. Hierdie ou mens kom baie keer nog uit. Hy skop nog sulke doodskoppe. Ons is in 'n oorlog betrokke. Ons is besig om te veg teen ons natuur. Paulus gaan daardie argument maak in Hoofstuk 7 dat ons veg hierdie natuur van ons. Ons besef ons vlees is dood en aan die dood gaan, maar die gees in ons is lewe. En ons moet nooit op 'n punt kom waar ons sê, ag, my sonde is nie so erg nie. Hierdie sonde waaraan ek vashou is nie so erg nie. Dis maar deel van my natuur. Dat daar kerke is wat dit sê. Die Here aanvaar jou net soos wat jy is. Luister, as die Here jou liefgehad soos wat jy is, sou hy nie sy seun gekruisig het nie. Verstaan my mooi. Die rede dat hy gesterf het, is sodat hy, wat jy nou is, kan doodmaak. Die rede hoekom hy opgestaan het, is sodat hy jou kan verander, om anders te wees as wat jy was. Daardie nonsens wat hulle sê, dat die Here aanvaar my soos wat ek is, nee, hy wil jou verander na die beeld van sy seun. Want wie ek en jy is aaklig, is afskuwelik, dis sondig. Jy is welkom soos wat jy is, want jy kan jouself nie verander nie. Maar broer en suster, jy kan nie bly soos wat jy is nie. Die ou mens moet sterf. Jy is 'n nuwe skepping. Skrywer aan Hebreërs, die Heilige Gees sê hierdie woorde. Hy sê, want as ons willens en wetens aanhou sonde doen, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, bly daar nie meer 'n offer vir ons sondes oor nie, maar wel 'n verskriklike verwagting van oordeel en intense vuur, wat God se teenstanders gaan verteer. As jou gedagtes in jou kop sê, ek is gered en ek kan aanhou sondig, dan sê die Bybel vir jou, ek dink nie jy is gered nie. Jy is nog nie nuut gemaak nie. Bekeer jou en kom werklik na die Here toe. Want as dit ooit moontlik sou gewees het dat iemand aanhou sondig terwyl hy gered is, en in sonde voortleef asof daar geen probleem is nie, dan het jy 'n groot verwagting wat vir jou wag, en dit is die dood.
En ek weet, sommige van ons dink, maar joh, daar is sonde in my lewe, en ek weet daar is sonde in my lewe. Ons het ook die skrif wat sê dat as ons elke dag ons sondes bely, hy is getrou om te vergewe. Waarvan hier gepraat word, waarvan Paulus praat in Romeine 6, waarvan die skrywer in die Hebreërs van praat is, ons kan nie aangaan met ons lewens asof daar nie 'n verandering is nie. Ons moet besef dat ons is dood. Ons is gekruisig vir die sonde. En ons moet aanhou om daardie sonde te kruisig in ons lewens. Gaan ons nog sondig? Ja. Het ons 'n verskoning? Nee. Maar ons het 'n redder en 'n verlosser wat ons vergewe wanneer ons bely. As daar nie enigstens 'n jammerte by jou is oor wat jy gedoen het nie, as jy jou sonde probeer verdedig, dis wanneer jy op baie dun ys is. En ek waarsku myself soos wat ek julle waarsku. Mag ons nooit by die punt kom waar ons lig maak van ons sonde nie. Waar ons dink ek is so gemaak en so glad staan en ek kan aangaan soos wat ek aangegaan het nie. Mag dit nooit so wees nie. Of soos Paulus dit sal sê, hoegenaamd nie. Want hier is die derde ding wat ons weet. Dat Christus deur sy opstanding nie meer sterf nie, maar lewe vir God. Dat hy lewe vir God. Ons moet dit besef. Ja, daar is die dood. Ja, daar is die kruis. Maar nou kom ons by die wonderlike waarheid, dat hy het opgestaan uit die dood uit vir ons geregtigheid, en hy leef nou vir God, en vir geregtigheid, en ek en jy vandag kan leef vir geregtigheid. Dat hy sterf nie meer nie, en omrede hy nie meer sterf nie, het die dood nie meer 'n seggenskap in sy lewe nie, en behoort die dood nie 'n seggenskap in ons lewens te hê nie. Want ek het dit voorheen al genoem, ons hele besorgdheid in hierdie menswees van ons lewe is om die volgende dag te oorleef. Dis hoekom ons werk, dis hoekom ons eet, dis hoekom ons doen wat ons doen, want ek wil môre nog 'n dag sien. Dis hoekom ek my pilletjies op die regte tyd drink. Kop se knik, soos ja, Rudolf, drink jou pille op die regte tyd. Alles wat ons doen is om nog 'n dag langer te leef. En partykeer van daardie dinge wat ons doen, is sonde. Ons probeer onsself te red. En Jesus sê self, hulle wat hulle self probeer red, sal hulle lewe verloor. Maar hulle wat hulle lewe prysgee vir my, sal hulle lewe ontvang. Ons ou mens is dood, gekruisig, in die graf, en 'n nuwe mens het opgestaan, in Christus. En so ons weet, dat ons nie meer langer leef, vir die ou mens nie, en vir die ou redes, en die ou ideale wat ons het nie, maar dat ons nou ons lewe leef, vir God. So ons weet hierdie dinge. Deur die doop is ons in Christus dood. En ons is dood deur die kruis, want ons is gekruisig saam met Christus. En soos wat hy deur die heerlikheid van God in die Heilige Gees opgewek is uit die dood het, so is ons opgewek nou in 'n nuwe lewe wat ons nou leef. Met die hoop op wat vir ons wag. En die Heilige Gees is die een wat in ons lewe en in ons werk tot daardie punt toe. Die heiligmaking deur die Gees. En so hy sê daar in vers 11, beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Dis die antwoord op daardie eerste vraag. Dat julle dood is vir die sonde, en lewend is vir God. En dit gaan ons volgende week oor meer praat. Ek wil nou nie te veel daaroor sê nie. Maar ons lewe is in Christus.
Ek gaan so 'n bietjie vorentoe gaan na volgende week se preek toe. Want ek wil hê ons moet dit besef. As ek sê dat ons lewe is in Christus, laat ek dit lees, Kolossense 2. Laat ek dit lees vir ons. Ek wou nie, maar nou gaan ek. Want jy het my gedwing. Hy sê in Kolossense 2 die volgende. Ons het daai gedeelte gelees. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredinge vergewe het. Moet dus nie toelaat dat enigiemand julle belaster oor die dae wat julle moet gehoorsaam nie, julle oordeel oor die feeste wat julle moet hou nie, want hierdie dinge is net 'n voorskadu van hom wat kom. In vers 20, as julle dan saam met Christus die kosmiese elemente afgesterf het, die ou mens, waarom is julle asof julle nog as deel van die wêreld leef, steeds gebonde aan voorskrifte soos moenie daarin proe nie, moenie daarin eet nie, moenie daarin raak nie. Want dit is alles dinge wat tot niet gaan. Dit het die skyn van godsdienst, maar dit verstaan nie die krag daarvan nie. Sien, ons kyk na ons verlossing en ons sê dat, wel, as ek gered is in 'n nuwe lewe in, dan moet ek nou sekere reëls nakom. So ek moet Sondag kerk toe kom, ek moet my tiendes betaal, ek moet my offerandes betaal, ek moet al die dinge doen. En wat Paulus hiervoor argumenteer is, jy maak net nuwe wette. Daardie wette maak jou nie 'n beter Christen nie. Om vir jouself perke in te sit en te sê, wel, ek gaan nie hierdie dinge doen nie, en hierdie dinge en hierdie dinge doen nie, is net om terug te gaan na die ou wet toe. Besef dat jy lewe in Christus. Die fokus moet nie wees, wat mag ek nie doen nie. Die fokus moet wees, wat kan ek vandag doen, wat goed is. Wat kan ek vandag doen, wat reg is. Nie omrede ek wil betaal word daarvoor, of vergifnis daarvoor kry nie, ek wil dit doen omrede ek wil lewe soos Jesus. Dis die verskil. Want al die ou wette is, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie, gee die almose vir die weduwees en die mense wat dit nodig het, want dit is nodig en hier is die wette en dis die dinge wat jy moet doen, jy moet jou tiendes gee en al die dinge. Maar in hierdie nuwe lewe waarin ons opgewek is, behoort dit te wees, Here, waar kan ek mense help vandag? Vir wie kan ek bystaan? Waar kan ek u lig skyn vandag? Vir wie kan ek vertel van Jesus? Wie kan ek bereik vandag? Sien, dit is 'n positiewe godsdiens. Nie wat mag ek nie doen nie, dis wat kan ek doen? Tot wat is ek in staat as ek begin? En ek wens ons kan dit besef as kerk. Dit is nie net genoeg om te sê ek was Sondag by die diens nie. Dit is nie genoeg om te sê dat ons het Sondag lekker liedjies gesing of nagmaal gebruik en na die woord geluister en wat doen ek en jy in hierdie nuwe lewe waartoe ons gered is? Ons gebed behoort te wees, Vader, gebruik my waar U wil. Sal volgende week meer daaroor praat. Vader, ek bid Here dat ons vanmôre herinner word, en soos wat ons hier uitgaan, aanhou herinner word, dat hulle wat in U gedoop is, in die naam van Jesus Christus gedoop is, deur die Heilige Gees, is gedoop in die dood van ons Here en ons Christus Jesus. Here, dat hierdie sondige natuur gekruisig is aan die kruis, en dat ons moet aanhou besig wees met die kruisiging daarvan. Maar Here, dat ons fokus nie sal wees op wat ons nie moet doen nie, en nie mag doen nie. Maar Heilige Gees, dat U in ons harte sal werk, sodat ons begin vra, wat kan ek doen?
Wat kan ek vir u doen? Waar kan ek vir u gaan? Waar kan ek u hande wees? Waar kan ek u voete wees? Waar kan ek vir mense help en die evangelie aan hulle verkondig? Gee my die geleentheid, gee my die oomblikke wat ek so vinnig laat verbygaan, Here. Arresteer my by daardie oomblik, wanneer ons kan getuig, wanneer ons kan bid, en ons daardie oomblikke laat verbygaan, Here God. Mag dit nie ons verbygaan nie, o Here, gebruik ons daar buite. O Heilige Gees, mag ons die krag van u gestuur word en salwing gestuur word na buite toe, om te getuig van u goedheid en die grootheid en die krag en die liefde en die genade. Nie om te praat oor reëls en regulasies en wette nie, maar om eenvoudig te praat oor die verlossing waaraan ons almal deelagtig is. Dat hy wat sondeloos was, gesterf het vir ons wat vol sonde is. Dat hy die regverdige gesterf het vir ons die onregverdig is. Hy die heilige vir ons, die sondaars. En dat ons deur sy dood gesterf het vir ons ou mens. En dat in sy opstanding ons geregtig verklaar is, sodat ons kan lewe vir u geregtigheid, Here Jesus. Kom o Gees van God en maak dit waaragtig in ons harte. En mag u seën op elkeen rus wat hier is en nie hier is nie. Op elke gemeentelid, Here God. Bid ek dit in Jesus naam. Amen en amen. Dankie broer en suster, gaan raak opgewonde oor wat jy kan doen vir die Here. Amen.